allemaal. Ons is vandag hier om afscheid te neem van Saartjie, maar ook om haar lewe te vier. En my gebed vir julle as gesin en familie en vriende is, dat die Here vir julle elkeen sal troos, dat hy julle sal toevou in sy troos, vir elke lewe van julle. Kom ons sit so dan word ons nou eers stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en aarde gemaak het, en getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. Vriende, groet julle met die genade en vrede en die liefde van God ons Vader, Jesus Christus ons Verlosser, en die Heilige Gees wat hier by ons teenwoordig is. Ons gaan nou voortgaan. Ons gee net vir almal kans om hulle plek te kry. Goed vriende, ons gaan nou ons eerste lied sing, Amazing Grace. Gaan ons sing of gaan ons luister, hoe jy ligting? Saam sing, luister. Ons gaan dan net so bly sit. Dit was een van Saartjie se gunsteling liede, so kom ons sit net so en dan luister ons om.
Vriende, ek lees vir ons die familiebrief op die blaadjie. Saartjie vir die wêreld was jy net 'n vrou, ma, ouma en vriendin. Maar vir ons was jy ons wêreld. Saartjie was altyd daar vir almal, ons rots, ons steunpilaar. Saartjie het ons aan ons onvoorwaardelike liefde en loyaliteit betoon. Deur dit en dit en Saartjie ons almal bygestaan, altyd voorsien en gesorg dat ons het wat ons nodig was. Saam kon ons lag, saam kon ons huil. Saartjie was vir ons soveel meer as net 'n steunpilaar. Ons glo in engele wat jy was 'n engel op aarde. Nou is jy Saartjie ons engel by ons Vader. Ons lewe was verryk deur haar vreugdevolle lewe, ons haar mis, maar eer haar nagedagtenis. Vriende, ons gaan uit Johannes 14 lees, maar voordat ons uit God se woord lees, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, hier waar ons vandag sit, is ons harte seer en vol verlange. Ja, ons weet Saartjie is by U, maar ons verlang, Here, wil U nou uit U woord vir ons troos gee, bemoediging en krag, Here. Ons bid dit alles in Jesus se naam aan. Amen. Ons lees saam Johannes 14 vers 1 tot 6. Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan vir julle plek gereed maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal ek julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarin ek gaan nie. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waarin U gaan nie, hoe kan ons dan die weg daarin ken? Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Ons lees tot sover. By Johannes 14 speel af die aand voor Jesus se kruisiging. Die afskeid tussen Jesus en sy disippels lê voor die deur. Maar die disippels het nog nie geweet dat dit die uur van afskeid is nie. Hulle het nou net Paasfees gevier, die nagmaal is ingestel, die voetewassing is verby. Hulle het dit nie verwag nie, want alles is so pragtig. Alles lyk reg. Alles voel reg. Maar dan gebeur iets wat die disippels nie verstaan. Jesus kondig aan dat een van hulle hom gaan verraai. En asof die nuus nie skokkend genoeg is nie, vertel Johannes ons in vers 21 van Johannes 13 dat Jesus ewig ontsteld geword het, toe hy die nuus vir hulle gebeur het. Jesus is eintlik besig om hulle voor te berei vir sy leesstoel. Ons almal het daar een persoon wat altyd ergens sit. Soms waai hulle vir ons. Vir my was dit op Sondagoggende as ek by die heilige kantoor ingegaan het, het Saartjie daar gesit. Het word so vanselfsprekend dat jy 2 keer moet kyk as 'n persoon nie meer daar is. Want jy verwag hulle nog steeds daar. Die persoon is oorlede en die stoel is eweskielik leeg. En die stoele praat met ons. Die Here het sy groot genade met mense op baie verskillende maniere gepraat. Soms deur drome, visioene, deur sy woord, baie verskillende maniere. Hy het tot 'n donkie gebruik om met mense te praat. En so kan God ook met iemand praat deur 'n leesstoel. So is dit dan met 'n geliefde in die gemeente ook. Saartjie het haar plek gehad. Haar stoel. Sy was 'n wonderlike ma, 'n ouma, 'n vrou, 'n vriendin. En nou is ons stoel leeg.
En ons stoel praat nog steeds met ons. Daar's 'n paar redes hoekom daar leesstoele kan wees in die lewe. 3 leesstoele wat vandag vir ons iets. Eerstens, die leesstoel hier op aarde. Soms is dit tydelik dat 'n stoel leeg word. Soos jy Sarah wat gaan werk op 'n ander plek. Die stoel is leeg. Maar jy kom weer terug. Maar daar's hartseer wat gepaard gaan met leesstoele. Elke keer as jy na daardie plekkie kyk waar daardie persoon gesit het, dan praat hy met jou. Jy verlang. Ons het baie verhale, ons almal het verhale van stoele wat leeg is in ons lewens. Dan is daar leesstoele as gevolg van die dood. In elke familiekring is daar sulke stoele. Geliefdes wat op watter manier ook al weggevat is deur die dood. Op verskillende ouderdomme. Vandag is dit die stoel van 'n ma, 'n man en 'n vrou. Soms is dit 'n pa of 'n jong kind. Dalk is dit 'n babastoeltjie wat skielik leeg is agter in 'n stoel in 'n kar. Hoe kort is ons lewens? Psalm 144 vers 4 sê vir ons, die mense soos die nietigheid, sy dae is soos 'n vlugtige skaduwee. En daar is ook leesstoele in die kerk. Soms is dit stoele wat deur omstandighede leeg geraak het of mense, en soms is dit deur die dood. Wanneer iemand na ewige tuiste verhuis is wat Saartjie nou gedoen het. Saartjie wat so getrou was en haar geloof. Ons sal haar mis vir haar getrouheid in hierdie gemeente. En dit bring ons by die laaste leesstoel. Die leesstoel waarvan ons gelees het in Johannes 14 vanoggend. Die stoel, die leesstoel in die hemel. Johannes 14 vers 1 tot 3 het ons gesê, laat julle harte nie ontstel word nie, glo ook in God, glo ook in my, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het. Ek gaan vir julle plek voor te berei, en as ek gegaan en vir julle plek berei, kom ek weer, en sal ek julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. In die hemel is daar 'n stoel, 'n plek, net vir my gereed gemaak, net vir jou. En daar was een vir Saartjie plek. Spesiaal vir hom. Deur Jesus self. Ons stoele wat vandag hier sit, staan nog leeg in die hemel, want ons is nog hier. Ons werk op aarde is nog nie klaar. Saartjie se was klaar. Ons stoel hier op aarde is leeg, maar sy sit nog op ons stoel in die hemel, op plek. Hierdie leesstoel van Saartjie gaan nog baie lank met ons speel. Elke keer as jy in die kombuis kom, van die sitkamer kom, waar mama gesit het, gaan jy dink, waar is mama? Sy was hier gelees het. Maar dan is ons troos vandag, Johannes 14 sê, ons moet nie ontstel wees nie. Glo in God. Glo ook in my, sê Jesus Christus. Want Saartjie is nou veilig nou. Sy het nie meer ongemak nie, sy het nie meer pyn nie, sy kan asem kry. Sy is nou veilig by die Here Jesus. En ons wat agterbly word nie alleen gelos nie, want die Here gee vir ons sy Gees. Die Heilige Gees ons groot trooster, om ons elke keer te troos, as ons na 'n leë plek kyk. Hy sal by julle wees, en julle gee wat julle nodig het. Vriende, deur ons na sy huis toe te roep, doen God wat enige pa sou doen. Dit is moeilik vir ons wat agterbly. Maar God het vir ons 'n beter plek om te rus
wat hy vir ons voorsien. 'n plek of 'n stoel wat hy vir ons voorberei het. Spesiaal vir jou en vir my, soos vir Saartjie. Die hemelse Johannes 14 is nie 'n plek vir massaproduksie nie. Daar is vir elkeen van ons 'n spesiale plek. 'n plek waarby en waarin ons sal pas. 'n stoel net vir ons. Saartjie is nou in haar plek. Sy sit in haar hemelse stoel. Sy is veilig. Maar die Heilige Gees gaan met elkeen wees wat vanaand wat na daardie leesstoel gaan kyk. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vandag kan weet Saartjie is veilig by U. Alles as toe leef al leeg, is sy nou in die hemelse plek, in hemelse stoel, Here. Ons is dankbaar en ons loof en prys U dat sy veilig by U is. Maar Here, wees saam met almal wat agterbly. Troos hulle Heilige Gees soos net U dit kan doen. Ons bid dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. Ek gaan nou vra vir die bedankings. Die gaan die dankie. Almal nou. Ek wil net baie graag vir almal sê baie dankie vir die mense wat so ver gekom het. Familie, vriende. Baie van ons het baie ver gekom. Sorry. Dankie vir die Tersofo Leading Light Funeral Services, vir die hantering en dokumentasie en die reëlings vir die verrassing. Ons familie waardeer dit baie. Janine Kreer en die personeel van Kraainis vir fashions waartoe moet ek sal gehou word. En Janine, dankie vir alles wat jy vir Saartjie gedoen het. En dit word baie waardeer. Dankie self werksaam saam met Sarwil vir die lewens vir die bring van die nodige dokumente. Saartjie se as van Rustenburg af. Dankie dat jy vir ons familie dit baie ligter gemaak het. Ek dank julle hospitaal, personeel en dokters vir die vriendelike diens en die manier waarop julle vir Saartjie gehelp het. Vir Rekkie, baie dankie dat dokter my ma altyd so mooi behandel het en dokter altyd ekstra my loop om almal te help. Weet jy die dokter vandag lees en baie dankie. Dankie aan almal, dames van die NG Moedergemeente wat gehelp het met die reëlings vir die diens en die maak en die verversings. Baie dankie aan julle. Dankie vir elkeen in die gemeenskap, vir die boodskappe, oproepe, besoeke en die omgee. Ons waardeer dit baie as familie en vir die huisgesin. Dankie vir Lies, vir die spesiale manier waarop Dominee die diens gedoen het. Baie dankie. En dankie vir die familie Deermens wat baie ver gekom het en toe hulle want Sarwil en die kinders vir ons spesiaal dankie sê vir ons stap op vir hom vir dat julle Sarwil dankie aan almal en dan ons hier moes voor hulle vir die tyd wat by Sarwil van Sarwil dankie. Baie dankie. En ek gaan my geleentheid gee, is daar enige iemand wat dalk kan hulde by aan Saartjie wil bring, voor ons lied gaan sing, ons laaste lied, is daar enige iemand wat dalk, ek gee graag geleentheid op, vir as daar iemand is. Jy kan natuurlijk kom.
Ek hoop die brief mamma op 'n spesiale manier bereik. Ons het mamma baie mis en dit het ons baie seer gemaak. Ons wil mamma net laat weet hoe lief ons mamma het en dankbaar ons is vir alles wat mamma vir ons gedoen het. En mamma se liefde en leiding is in ons lewe en ons sal dit vir altyd koester. Ons gaan dikwels met mamma praat en ons gedagtes en gevoelens deel en dit help om mamma se teenwoordigheid te voel. Ons weet ons kan mamma weer omhels en mamma se stories hoor. Die leemte wat mamma laat is groot, maar ons probeer om sterk te bly, net soos mamma ons geleer het. Ons hoop en ons weet, mamma is gelukkig waar mamma is en dat mamma omring is deur liefde en vrede. Mamma sal altyd in ons hart wees en ons sal aan mamma dink in alles wat ons doen. Liefde is met die Marlies. Dankie, Jeanette. Is daar nog iemand wat ook ietsie wil sê? Goed. Dan wil ek nog die kaars doen. Die dag ons nou staan, dan sing ons die laaste lied saam die oorwinning sê van, daar is oorwinning vir ons in Jesus. Kom ons staan. Ons bly dan sal staan daarna vir die uitspreek van die seën.
Vriende, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap en die troos van die Heilige Gees met ons almal wees. Amen. Vriende, ons vra nou geleentheid dat die naaste familie eerste uitstap.